Nou ja, Boer Media kuier hier in Orania. Nou, ons is hier so om self te kom kyk, hoe werk hierdie gemeenskap en hoe kan 'n mens ook in hierdie gemeenskap besighede bedryf en hoe kan jy weet en hoe kom jy na Orania toe? Een van die persone wat ons mee gesels nou is van OOM. OOM, dis die Orania Ontwikkelingsmaatskappy. Hulle is betrokke by die ontwikkeling van projekte in die hele Orania. Werner, ek wil eintlik sê welkom by Boer Media, maar ons is hier by julle. Baie dankie Koot, ek waardeer voorreg is my lekker om vandag saam te kuier. Nou, kom ons begin sommer by die begin. Ons ry nou hier deur Orania, julle maak ons opgewonde, julle vertel vir ons van die plek. Dit is lekker warm hier in Maart 2026. Dit is lekker warm hier so, maar hoe kan ek belê in Orania? As ek nou nog nie hier is nie. Ek is nog nie woon nog self nie is nie. Hoe kan ek belê in Orania? Ek dink daar's twee maniere hoe ou dit eenvoudig kan doen is een as jy kan eiendom bekom of jy kan betrokke raak by een van ons beleggingsvoertuie wat ons nou besig is om op die been te bring, 'n eiendomsontwikkelingsmaatskappy met die naam Eendracht wat binnekort vir die publiek oopgestel gaan word sodat mense wat dan nou wil deel vorm of wil deel word van die ontwikkeling dan nou ook op so 'n mate kan belê. Koop 'n mens aandele of hoe werk dit? Ja, so die Eendracht voertuig gaan dan nou aandele aan die publiek kan beskikbaar maak. Dit word nog gefinaliseer, die prys van wat dit sal wees en so wanneer hy dan nou bekend gestel word is nog nie bekend nie. Maar dis in die pipeline en dit behoort binnekort bekend te wees. Dink jy sou beleggers aanbeveel om solank hulle self te begin regkry om in daardie maatskappy te belê want oor in die toekoms mag dit dalk 'n baie goeie belegging wees. Ja, verseker. Ek dink veral ouens wat graag wil kyk om 'n opbrengs op hulle of natuurlik op hulle kapitaal kry, maar ouens wat hou van 'n tipe eiendomsblootstelling. As hulle portefeuilles wil diversifiseer, wil kyk om iets te hê wat 'n mengsel is van kommersieel en residensieel, is dit nog 'n guldige geleentheid en dit is nie net op een bateklas in die eiendomsgroep gefokus nie. Die voertuig is versprei. So jy kry so 'n bietjie iets van alles hier in Orania, alle blootstelling. Sonder om nou ekonomiese advies vir mense te gee, wat is jou aanvoeling ten opsigte van die ontwikkeling daarvan, weet en om mense aan te moedig om dit dan te oorweeg op 'n later stadium? Ja, kyk, ek dink as ek hier afstand gaan net maar oor die groeipotensiaal daar agter. Ja, ek dink soos ons eiendomspryse het nogal redelik toegeneem die afgelope paar jaar. En ek dink vanweens die ekonomiese omgewing wat ons hier skep in Orania, kan ons verwag dat dit sal aanhou toeneem en in waarde appresieer. So ek dink 'n ou gaan verseker wees dat jou bate gaan veilig wees. Dit mag wees dat hy dalk dat beleggings elders in die land 'n vinniger groei mag toon, maar jy weet verseker as jy in eiendom belê, gaan hy veiliger wees hier in Orania. Goed, so gaan julle maatskappy dan net soos jy sê net op die eiendom basis fokus, die beleggingsmaatskappy. Op hierdie tydstip van die wedstryd is die fokus dan nou juis om op eiendomme te fokus. Dit help so die doel van Eendracht is, dit is tipe eiendom wat Orania se ekonomiese groei aanhelp. Dis nou jou werksruimtes. Dis nou om byvoorbeeld Bo-Karoo, ons tegniese opleidingskollege om nog klaskamers aan te bou of nog koshuise. So dis al hierdie tipe goed wat jy weet dit is die voorwaardes wat jy skep vir groei. So dit dryf die groei van die dorp. Kyk, ek kan net sê vir ons kykers dat die mense hier in Orania, oral waar ons kom, is dit geweldige positiewe belewenis wat ons kry. Die mense praat oor hoe dit ontwikkel en hoe dit, ek wil eintlik sê sommer oop kraak hierso, hoe alles net op ontstaan en ontwikkel en daarom is 'n instelling soos OOM, die Orania Ontwikkelingsmaatskappy nodig om toe te sien dat alles op die regte plekke gebeur met die regte tyd, nie te vinnig nie, maar ook nie te stadig nie. Hoe sien jy OOM se rol in Orania? So as ek dit baie kort kan opsom, die rol van OOM is hy dien as 'n katalisator vir ekonomiese groei. So hy kyk na wat die bottelnekke, wat hou groei terug in Orania en hy tree in daai gaping in om 'n bottelnek oop te breek sodat die groei kan vergemaklik. Byvoorbeeld, ons sit juist met eiendomspryse wat hoër is hierso as elders in Suid-Afrika en dis een van ons bottelnekke. So wat ons by OOM doen is ons het baie erwe wat ons diens spesifiek dan nou om 'n aanbod te skep
wat jy help om die prys op die grond af te kan bring, of grondpryse af te bring, sodat mense makliker kan vestig. 'n Ander ding is wat se kritiese of spesialist infrastruktuur sal ons moet ontwikkel, wat jy se fondasie skep vir groei. So dis basies wat Oom doen, is hy kyk waar is die bottelnekke en hy kyk wat kan ons neersit in terme van infrastruktuur of dalk 'n gespesialiseerde diens, en dan bedoel ek nou nie iets wat in die privaat sektor per se aangebied word nie, maar iets wat meer komplementerend is tot die privaat sektor. En hy beweeg in daai spasie in om dan nou die groei te versnel. My volgende vraag aan jou is, ek is nie 'n burger van Orania nie, ek is nie deur die prosesse gegaan nie, maar ek wil ook belê in daai maatskappy. Ja. Kan ek belê? So ver as wat ek verstaan, kan 'n ou van enige plek af in eendrag belê wat, nou as ek sê wat binnekort op die been sal kom. Eiendom koop is dalk 'n bietjie 'n ander ene, en daarvoor moet 'n ou verblyfsreg hê. So as 'n ou wil eiendom koop in Orania, dan moet jy deur daai proses gaan. En as jy die eiendom, die verblyfsregproses geslaag het, dan kwalifiseer jy dan nou om eiendom hierso te bekom. Goed, kom ons praat nou oor eiendomme koop. Jy het nou gesê om 'n eiendom te kan koop in Orania het ek verblyfreg nodig. Ja. Nou as ek nou die verblyfreg het, kan ek dan begin, kom ons sê, skakel met die eiendomsagente hier in Orania en my plekkie kom soek. 100%. So dit is natuurlik 'n voorvereiste vir as ou dan nou die eiendom wil bekom. En kyk, 'n ou kan al voelers uitsteek en 'n ou kan die mense kontak en hulle kan vir jou in kennis stel wat is hierso, hoe werk die verkope en wat eintlik maar net soos grootliks enige ander plek in Suid-Afrika werk of so. Maar natuurlik is dit nou maar net, jy kan ook net aan iemand verkoop wat eiendomsreg het. Maar dit is maar basies die proses. So, ou kan definitief voor die tyd met die agente skakel en kyk, hoe lyk die mark, wat is hierso. En daar sal ouens wat dat sal sê, maar hulle sien, hulle kan ook byvoorbeeld sekere goed ontwikkel wat nog nodig is. En vir daai rede sal hulle dan eiendomsreg bekom om dan die ontwikkeling dan nou voort te sit van wat dit ook al nodig is om wat hulle wil verskaf. Ja, ons ry hierso tussen in die strate deur, dan sien ons hoe die mense is besig is om self te bou. Jy weet, en is lekker as ons eie volksmense, ons eie Afrikaner mense hierso kan sien bou, jy weet, op hulle eie, hulle bou self. Ja. Hulle bou self, so selfstandige, veilige, hoe hulle volhoubare tuiste hierso op Orania. Dis lekker om dit te kan sien en te kan beleef. As ek nou my erf koop, is dit in my naam of hoe werk dit? Mag ek hom verkoop aan enige ou of moet ek hom weer terugverkoop aan die aan Orania? So daar's 4 grondentiteite in Orania. En dan die een wat nou maar mees algemeen is, sal ek sê, is maar in die aandeleblok. Maar dit verhandel basies nou maar soos op 'n aandele sertifikaat wat jy kry, maar die volle ekonomiese reg en alles op daai eiendom is joune. Niemand kan kom en dit net by jou vat of enige suits nie, dis jou grond, maar die gedeelte, as ek sê, jy kry 'n sertifikaat wat sê dat daai stuk, jy die aandeel op daai stuk grond. So dis maar wat die mees algemeenste is. Daar is kaart en transport. Is dit nou buitekant op die plotte meer? My geheel laat my nou so 'n bietjie in die steek, maar ja, op ons Cambro landskap, hulle het so 'n bietjie 'n ander model. As ek dit reg het, is dit meer 'n huurpagmodel, ook in so van 'n aandeleblok skema, as ek dit nou reg het, ek praat onder korreksie. Maar dit werk maar amper alles op dieselfde beginsel, en dan het ons vletjies skraal. Ja, so daar's maar verskeidenheid van dit, maar die groot meerderheid is maar in hierdie aandeleblok skema van ons. Ja, en ek dink ek wil vir ons kykers sê, ek dink 'n mens moet besef dat dit gaan, of dit handel daaroor dat jy eintlik die Orania model wil beskerm deur hierdie verskillende, soos jy sê, eiendomskategorieë. Ja, so daar is, kyk, vir baie mense sien hulle dat daar's 'n maatskappy risiko rondom dit. Maar wat ons byvoorbeeld pertinent op is daar word nie skuld gemaak in die struktuur waarin die aandelemaatskappy dan nou homself bevind nie. So jy het nie 'n likwiditeitsrisiko of enigiets van daai nie, so jou risiko word afgedek. Die ander voordeel is dit beskerm ons teen onteiening sonder vergoeding, of dit maak dit baie moeiliker om net te sê, okay, ek wil daai stuk grond vat uit die aandeleblok uit, want die oomblik wat jy dit doen, raak jy nie een persoon nie, jy raak al die belange in die hele aandelegroep skema. So jy het so 'n bietjie van 'n verskansing van wat omstands in die land aangaan. Ja, so een prominente sakeman, ek vir hom vra, hoorie, maar verduidelik vir my, wat sê ek vir mense as hulle nou ongemaklik voel? Toe sê hy, wel,
die gevalle studie is daar. Urania is al hierdie jaar 35 jaar in die gang en ons aandeleblok skema hardloop reg. So, jy weet, daar is die stelsel is reg. Hy's geskaaf en geskuur en hy's nou in plek. Dis reg, ja. Die volgende vraag wat ek jou wil hê, is as mense 'n besigheid nou wil bring na Urania toe, hoe gaan hulle te werk? Wat moet hulle doen, wat moet hulle nie doen nie en wat moet hulle in gedagte hou? Ja, so die besigheidsproses is eintlik baie eenvoudig. So kyk, Urania is natuurlik nou nog onderhewe aan die Suid-Afrikaanse wetgewing en basies die prosesse wat jy nou hier volg by ons is jy voltooi 'n vorm van wat se bedryf is dit wat jy wil begin of dan wil oopmaak en daai aansoek word nou verwys na een van ons terminale wat hulle dan nou sal besin oor, okay, is die 'n gepaste ding en daai gepaste ding is meer net is dit iets moreel wat inpas by Urania. Weet, is dit op ons geloofsbeskouing beskoei en is dit vir die dorpe aanwins. Nou, wat ek by dit bedoel is, daar's nie 'n sentrale liggaam wat nou, weet, wil sê hierdie ekonomiese aktiwiteit gaan nou hier kan werk en nie, maar dit gaan meer net oor sê 'n morele ding verseker. Soos byvoorbeeld, daar gaan natuurlik nou nie 'n bordeel hier kan kom oopmaak of daai. Dis nou maar net die bietjie meer ekstreme gevalle. Maar ja, so dis basies eenvoudig hoe dit werk is jy kom as jy verblyfsreg het, dan kom doen jy nou aansoek. En jy voltooi die vorm en dan sal die ouens dan nou sê, okay, ja nee, dit werk en so en dan sit nou moet jy 'n perseel kry en dan natuurlik jou arbeid en dan gaan jy. Wat se tipe besigheid sal julle vanaf oom nou graag wil hê moet nou in die volgende ruk na Urania toe kom? Ja, ek dink as ons kyk Urania se posisie en so sal ons graag wil besighede lok wat 'n groot fokus het op die eksterne markte rondom Urania. Die plaaslike mark is nog klein en ons wil graag geld na die ekonomie toe laat vloei. So as daar ouens is wat uitvoer gerig is en dan bedoel ek nou uitvoer iemand wat dalk nasionale produk of 'n diens lewer, is dit ideaal om dan nou, jy weet, hier te kan vestig en dit sal die geld nie omloop sal dit vermeerder. So en ja, ek dink dit is maar daai kategorie is breed. Ek meen dit omvat soveel besighede wat dit kan wees. Maar iets in daai lyn van ouens wat uitvoer gerig is en dan ook as ons nou kyk na weet ouens wat veral lae volume hoë waarde produkte kan vervaardig of kennis kan uitvoer, is dit ideaal. Lae volume hoë waarde vir die afstandkomponent en kennis uitvoer weer eens maar vir dit. So jy absorbeer maar daai vervoerkostes. Ek hoor jou. Dat julle het ook wat noem dit 'n stadboufonds. Hoe werk jou stadboufonds? Ja, so die interessante ding van die stadsboufonds is Urania bevang geen belastinggeld van die regering of provinsiale regering nie. So ons sit met 'n ding van, jy weet, ons wil graag paaie bou en sekere infrastruktuur ontwikkel. Maar dis baie moeilik om vir 'n belegger opbrengs te gee op 'n pad. Is wat jy dit eerder net finansier uit belasting uit. So waar Eendracht byvoorbeeld daai tipe geboue en so kan oprig wat nodig is om aan die voorwaardes te voldoen, help die stadsboufonds ons om daai sekere infrastruktuur te ontwikkel waarop jy nie vir 'n belegger reg opbrengs kan gee nie. So hy vul daai gaping vir ons in daai sin. As ek nou so tussen die strate ry en julle kyk na julle pype en julle strate wat julle bou en dan sien so die goed staan so oralster ek wil amper sê jy kan duidelik sien julle is nog baie sterk aan die bou en die ontwikkeling is besig om sterk te gebeur. Hoe bepaal julle wat se rigting bou julle en wat is die groter plan as net huise bou? Ja, so ons het ons stads- en streeksbeplanners wat vir ons ons uitleg gee om te sê waar ons wat kan bou en maar dis net so 'n bietjie meer waar wat kan werk en die posisionering daarvan. Maar ek dink wat ons bepaal is waar die entrepreneure ou lê en wat kan werk vir jou streek. So as dit kom by wat se infrastruktuur ons nou moet kyk, gegee ons afstand, maak dit sin dat ons sal sê maar ons moet ons lughawe opgradeer. En ons het tans baie goeie gesprekke om dit te kan doen wat ons dit wil teer en wat ons as ek dit reg het 'n kode 2B lisensie, so groot vliegtye en so kan land. So dis die tipe goed wat jy na kyk is. Wat se tipe vliegtye kan tans hier so land? Ja, ek is nie seker. Dis maar kleintjies, maar ek dink van kode 2B af en jy vliegentoesiaste of die ouens wat
geniet sal my nou kan reghelp, maar ek dink nie ons kan nou al iets regtig kleins land wat vreeslik vrag kan hanteer nie. Ek hoor. So om dit kommersieel te kan dryf, glo ek sal van daai wanneer hy geteer is, dan sal hy nou daai groter vliegtye en so vrag en sulke goed kan hanteer. Maar daar's seker kleiner vliegtye wat vrag kan doen, maar ek weet die ouens, jy weet die grondpaaie, dit beskadig maar so 'n bietjie die vliegtye en so goed. So ouens is so 'n bietjie huiwerig om gereeld op sulke paaie te vlieg. Maar was julle beplanning nou weet om die vliegveld nou 'n bietjie groter te maak dat die groter vragvliegtye kan kom land hierso? Ja, so kyk, so 'n interessante ding is in die ontwikkeling van Orania, jy weet ons sit so in 'n plek van ons moet half sekere goed stel wat 'n fondasie bou vir entrepreneurs en wat presies die entrepreneurs op dit gaan bou, is ons nie seker nie. Want dit is net nie moontlik vir enige sentrale liggaam om te kan sê, jy weet, hierdie gaan presies die werk of dit gaan nie werk nie. Maar wat ons weet is en wat ons uit voorbeelde van ander lande kan leer is gegee ons ligging is dit noodsaaklik dat jy iets soos 'n liggaam het. En rondom dit kan die entrepreneurs baie goed sien en wat kan uitvoer of hulle wil dalk goed inbring en hier bou en uitvlieg. En ek weet nie presies hoe dit gaan werk nie, maar ons stel daai voorwaarde, ons sit dit in plek vir as daar 'n entrepreneur is of entrepreneurs is wat daai geleenthede sien en ons sê ek wil in hierdie ekosisteem van julle myself kom vestig en dit bied vir my 'n platform om my besigheid te groei. Ja, ek dink net vanuit ons verwysingsraamwerk sal dit amper al 'n deur oopmaak dat 'n mens jou self kan kom vestig in Orania en dan net uitvlieg vir wanneer jy groot funksies het. Ja. Jy weet, en jy vlieg dan nou na jou plekke toe waar dit moet gebeur. So ek dink in daai opsig kan jy meer mense dan lok om ek wil amper sê hulle besighede of hulle kantore weet in hulle huise te kom hou hier op Orania en dis meer so dan het jy daai aspek. Maar julle sal graag ook bietjie meer vervaardiging want julle wil werk skep in Orania. So ten slotte, wat probeer julle en hoe probeer julle die werkskepping stimuleer in Orania? So wat ons tans mee besig is weet ons het 'n baie harde of 'n sterk politieke stem wat Orania se saak dryf, maar ons het nie daai ekonomiese stem op hierdie stadium nie en ons probeer dit nou optel. En ons sit met regtig 'n klomp goed hierso wat 'n platform skep vir besighede waar hulle op kan floreer. En ek gaan net vinnig noem met ons infrastruktuur. Jy het nou self gesien as jy rond beweeg, die goed werk en dit word uitgebrei. Dis veilig hierso, hier stabiliteit, hier's wet, hier's orde. Hier's opleiding, gehalte opleiding, skole funksioneer en jy kan regtig lekker bly. So al daai goed vorm 'n soliede fondasie. Nou ons wil daai fondasie natuurlik versterk en verder uitbrei. En deel van dit is soos, jy weet, om dan nou die werkskepping te stimuleer, is om sakelei daarvan te vertel. So dis die een kant daarvan, hierdie is ons voorwaardes waaraan ons voldoen. En skus, dan kan ek ook goeie publieke dienste daarbey insluit, watervoorsiening, kragvoorsiening, allerlei munisipale dienste. So dis die een kant is ons moet sakemanne inlig en sê maar hoor jy, ons het hierdie platform. Hierso is 'n gesonde ekosisteem waar jy op jou besigheid kan bou. En dan die tweede been is nou moet ons daai jou help om hiernatoe uit te brei. En dit is ons moet vir hom help 'n perseel kry. Orania het nie eintlik 'n werk of ons werkloosheidkoers is basies wat 1.7%. So ons het nie werkers hier nie, maar ons moet hom help werkers kry as hy nie genoeg van sy werkers bring nie. En dan is dit, jy weet, hoe lyk die prosesse en hoe pas hy in en met sy mense help met verblyfsreg en daai goed. So dis basies ons benadering nou is ons moet ons ekonomiese stem uitkry. Ons moet vir mense vertel sakelei, Afrikaners sakelei. Hierso is 'n goeie fondasie en dan moet ons hulle help om hiernatoe te kan uitbrei en hier te vestig. Daar het julle dit mense laat jou geld praat, maar laat jou geld praat in Afrikaans. En daarom dink ons dat Oom is eintlik 'n regte plek om mee kontak te maak, kom besoek hulle gerus, gesels met Werner of van die ander persone wat ook dan nou betrokke is by Oom. En kyk, hoe kan jy jou geld hierso kom laat praat in Afrikaans? Ek dink regtig waar, dit is 'n ideale beleggingsgeleentheid vir julle alkeen. Werner, 'n laaste woord wat jy sou wou gehad het vir ons kykers om hulle uit te nooi om of met julle kontak te maak, miskien julle webwerwe en julle nommers te gee, hoe maak mense? Ja, ek dink dit sal goed wees as met mense na ons webblad kan kyk, hy's nog nie klaar nie,
maar hy gaan al hierdie funksies so goed waarvan ek nou gepraat het van die bemarking van die streek gaan hy sterker onder lê en dan ook, jy weet, die vestiging, hoe ons daarmee kan help. Ons is in proses, maar ja, reik uit na ons toe en die tweede ding is en die belangrike ding is altyd beter om te kom kyk. Kom lê besoek af, kontak ons, dat weet ons jy kom. Ons sal vir jou help om regtig lekker 2-3 nagte se verblyf te boek en dit sal vir ons lekker wees om dan jou te ontvang, die dorp te wys en oor die geleenthede te praat. Daar sê en julle kan net vir Boer Media volg. Ons gaan nog 'n paar onderhoude voer met mense en instansies hier in Orania, want ons het nou al die stories gehoor, maar ons wil nie die stories hoor nie. Ons wil dit self kom beleef en kyk hoe dit hier gaan in Orania. En ons wil kyk, kan entrepreneurs in hierdie gemeenskap opstaan en wat se geleenthede is daar moontlik? Kan dit werk? Kan dit nie werk nie. Ons is aangenaam verras al met dag 1 wat ons hierso is. Maar hou ons gerus dop en dan sal ons vir julle meer vertel oor Orania en wat dit als behels. So moenie ver weg gaan nie. Ons is binnekort terug met 'n volgende video. So kyk gerus op Boer Media vir die ander video's. Dankie.